Goeiemôre. Hoe maak ek? Wat doen ek? Wil jy Jesus volg? Wel, hartlik goeiemôre en baie welkom. Ons skrif in Lukas 9 vers 23, wat die volgende sê: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Kom ons kyk en kom ons trek hierdie vers bietjie uit mekaar uit en ons kyk wat die betekenis is daarvan vir ek en vir jou. Wat beteken die vers vir my en jou? Jy volg nie Jesus net wanneer dit maklik is nie. Jy volg Jesus ook wanneer dit seer maak. Wanneer mense jou misverstaan en haat. Wanneer jy nee moet sê vir sonde. Wanneer jy jou eie wil moet neerlê. Die gedeelte verloon jou self beteken sterf in jou eie ekke. Dit beteken nie jy haat jouself nie. Dit beteken die volgende: jou eie wil is nie meer in beheer nie. Jou vlees regeer nie meer nie. Jou emosies lei jou nie meer nie. Jou trots, selfbehoud, rebellie, selfbegeerte moet sterf. Wat is die geestelike implikasie hiervan? Die eie ekke moet van die troon afkom, sodat Jesus op die troon van jou hart kan sit, deur die Gees van God. Neem jou kruis op. Aanvaar die koste van gehoorsaamheid. In Jesus se tyd het 'n kruis dood, vernedering, pyn en oorgawe beteken. So wanneer Jesus sê, neem jou kruis op, bedoel hy die volgende. Ekskuus tog. Wees bereid om iets te verloor vir Jesus. Wees bereid om verwerping te dra. Wees bereid om jou ou lewe te laat sterf. Wees bereid om gehoorsaam te wees, al kos dit iets van jou. Jou kruis is dikwels die stryd teen sonde, om weg te stap van verkeerde mense en dinge, om stil te bly waar jy wou terugbeklei, om te vergewe waar jy wou wraak, om God te gehoorsaam, al verstaan ander jou nie. Die kruis is 'n plek waar jou vlees sterf, maar waar Christus in jou lewe elke dag. Jesus sê nie net, neem jou kruis op nie. Hy sê, neem dit elke dag op. Dit beteken, elke dag kies jy weer vir God. Elke dag sterf jy weer aan jou vlees. Elke dag sê jy, Here, U wil bo myne. Hoe doen jy iets elke dag? Deur om te bid, al voel jy nie lus nie. Om die woorde te lees elke dag. Om die woord te lees elke dag. Om sonde te weerstaan. Om in liefde te bly. Om te vergewe. Om rein te lewe, of dan heilig te probeer lewe. Om gehoorsaam te wees, wanneer dit moeilik is. Disippelskap is 'n daaglikse kruis, nie 'n eenmalige emosionele besluit nie. Matteus 28 vers 19 sê die volgende: Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek Jesus julle beveel het. Ek laat hierdie saak volgende by u. Brood en water 5 minute woordbediening, Pastoor Gary, en ek sê weer, Jesus is baie lief vir jou. Amen.